Hi vriende, baie welkom by nog 'n programmetjie van my en my vrou se groei saam. Ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, hoe bevoorreg is ons nie om weer iets uit Vader se woorde te kan leer op so 'n platform nie. Vriende, laat my net toe om eers vir ons te open met 'n gebed. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here my God. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons weer het om iets uit u woorde te kan leer, iets van u te kan leer. Here, open ons harte nou, Here. Laat ons regtig dit sal inneem wat u vir ons wil sê en dit regtig deel van ons lewe sal maak. Vader, ek loof en prys en ons dankie in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Hallo julle. Ek hoop dit gaan baie geseënd met julle net soos met ons. En welkom by ons program. Ek is Aldien. Okay, Aldien. En wie's jy? Here we go. Wie's jy, meneer? Meneer. Ja. Ek is meneer, net soos jy sê. Hey, dis maandagooggend. Ek Aldien voel so sleg want dit slegte nuus van haar familie ontvang en is emosioneel en gespanne. En dan kom Chris in die kombuis in. Hy merk dit op en hy vra of sy reg is. Aldien, Hallo Chris. jy lyk vanoggend baie lekker nie, hè? Maandagoggend, het jy weer 'n bietjie te veel gekuier die naweek? Nee, heeltemal nie, Chris. Ek het vanoggend gehoor my niggie het selfmoord probeer pleeg. Dis in ICU. Ek weet nie meer hoe om alles te verwerk nie. Ek voel so alleen. Ja, dit is 'n tawwe ene, hè? Sê vir my, het sy probleme goed gehad by die huis of weet jy nie regtig nie? Ek weet nie. Ek weet dit was 'n verrassing geweest vir ons almal. Ja, so uit die saad verrassings moet maar vir almal. Ja, nee, dit is nie baie goeie nuus daar nie, hoor. Chris, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, maar ek voel regtig vandag baie lekker nie. Jy nie verlof vat nie. Die dag afvat of iets so nie. Nee, dit gaan dit net erger maak want dan gaan ek by die huis wees en ek gaan nie. Wil jy nie na jou niggie toe gegaan het? Dit is ver. So ek sal maar eerder oor die naweek. As jy mos nou begin loop sien nou daar. Dit is 'n bietjie ver om te loop. Sien ek het jou damp gelaat lag. Ja. Chris, ek het al gehoor jy praat van die trooster. Maar wie is die trooster wat jy van praat? Ek verstaan nie regtig of weet wat dit beteken nie. Ek wil net graag probeer verstaan. Kan ek jou 'n paar vrae vra? Ja, natuurlik, Eldie. Kom ons sit sommer hierso. Okay. Wat beteken dit prakties dat die Heilige Gees ons trooster is? Want ek weet regtig wat dit beteken nie. Soos jy weet, ek het maar nou eers van die Heilige Gees regtig geleer. Ja, en jy's 'n bietjie blond. Ja. Eldie, dis 'n baie goeie vraag daai, hoor, maar ook 'n baie belangrike een. Jy sien, wanneer Jesus in Johannes 14 sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Jy weet soos wat jy partykeer met jou kinders doen wanneer jy shopping toe gaan, dan los jy hulle soos weeskindertjies in by die huis. Ja. Jesus sal nie dit met ons doen. Jy sien? Dan gebruik Jesus die woord parakletos en dit beteken letterlik iemand wat geroep is om langs jou te staan. Jy sien, in die praktyk beteken dit dat jy nie alleen deur pyn hoef te stap nie. Maar jy moet dit onthou. Dis nie net in jou pyn wat hy by jou is nie. Hy is altyd by jou. Jy sien, die Heilige Gees is soos 'n geestelike teenwoordigheid wat jou troos, hy versterk jou. Hy vat jou in jou hand. Hy hou jou veilig. Hy leer jou. Hy gee jou insig. Jy sien, dit is nie net 'n gevoel of 'n vlaag emosionele verligting. Dit is God wat self by jou is in jou donkerste oomblik. Jy sien, Eldien, wanneer jy in die nag huil, wanneer jy nie weet wat om te bid nie, is hy daar. Stil, getrou en teenwoordig. Hy is nie ver weg nie. Hy is mos in jou. Hy is by jou, hy is langs jou. Hy is oral. So, is die Heilige Gees net vir geestelike dinge of help hy in emosionele nood ook? Eldien, weet jy, die Heilige Gees, hy help met alle nood, alle emosionele nood
geestelike nood, jou hartseer is, alles. Onthou, hy is ook alomteenwoordig. Hy's oral, in alles, by alles, met alles, weet alles. Jy sien, ons het nie net 'n gees nie. Ons het 'n liggaam en 'n siel en 'n gees. En die Heilige Gees verstaan elke laag van ons menswees, hoor? As jy hartseer is, voel hy dit saam met jou. Ons lees ons in Romeine 8 vers 26 staan daar dat die Gees self vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Jy sien, Aldien, dit is nie net teologies nie. Dis emosionele realiteite. Hy help jou regtig dra wat vir jou ondraaglik voel. Hy gee jou krag as jy jou krag min raak. Jy sien soms gebruik hy musiek, 'n Bybelvers of selfs 'n eenvoudige woord van iemand by die werk om jou daaraan te herinner. Ek sien hier, jy's nie alleen nie. In tye van rou, depressie, angs. Hy is daar om jou te vertroos en terug te bring na die hoop toe. Jy sien, dit is sy hart. En natuurlik moet jy, Aldien, glo. Okay, glo. Ek verstaan 'n mens moet glo, maar en as Glo, ek ek het dit. Glo, want jou hulp kom van bo. dit klink mooi. Ja, dit is pragtig, dit rym. Hoekom het Jesus hom spesifiek die trooster genoem? Want Jesus kan. Ja, dis waar, né? Ja. Jesus kan. Ja, nog iets wat jy wil weet? Ja, hoekom het hy hom die trooster genoem? Want hy kan. Ja, ek wil 'n regte antwoord hê. Ek wil nie net 'n so antwoord hê nie. Ag, Aldien, ek probeer ook maar net 'n bietjie humor inbring. Weet jy, die Heilige Gees maak om mense het ook humor, hoor. Wat? Ja, Aldientjie. Jesus het geweet dat hy sy disippels hom sou mis. Nee, Jesus het geweet hoe die mens se hart dink, hoe die mens emosioneel is. Is dit omdat hy self 'n mens was? Eldien, ja. Yes, jy is besig om reg te kom, man. Ai, dis oulik. Ja, Eldien. Hy het ons gesien deur wat se worstelinge gaan mense, wat se stryd is daar, wat se freaking headaches is daar, wat se probleme. Jesus het dit gesien, hy het beleef, hy het alles beleef. Dis hoekom hy sê dat die Heilige Gees vir ons 'n trooster is. Maar weet jy, die Heilige Gees is nie net 'n trooster nie, hoor. Maar ons kan dit nou 'n bietjie verder bespreek. Jy sien Aldien, toe hy van hulle afskeid geneem het, toe hy opvaar, toe het hy 'n bemoedigende toespraak gegee. Hy het hulle beloof, hy sal die trooster stuur. Die trooster impliseer meer as net simpatie. Jy sien, dit beteken ondersteuner, advokaat, helper, bemoediger. Weet jy, daar is so baie dinge wat die Heilige Gees actually is, né? So hy's ook jou leermeester. En weet jy, hy gee vir jou die moed om aan te gaan. Hy gee vir jou krag wanneer, soos ek nou gesê het, wanneer jy nie meer krag het nie, dan gee hy krag. Jy sien al die trooster, daai naam, die woord trooster, né? Dit was in die antieke tye gebruik gewees as iemand wat namens jou in die hof sou praat, wat jou saak sou verdedig. Hulle het hom 'n trooster genoem. Jy sien, dis hoe intiem en betrokke die Heilige Gees is. In ons konteks. Jy sien, hy is soos 'n vriend wat jou kom bers bring wanneer jy nie eens krag het om op te staan nie. Sy teenwoordigheid bring vrede waar chaos is. Sien, troos beteken nie altyd dat die pyn weggaan nie, maar dit beteken jy het iemand wat dit saam met jou dra. Dit vir jou verduidelik. Jou vashou deur daai tyd. Dis baie mooi woorde daai. Sjoe. Kan die Heilige Gees met my praat wanneer ek seer het? Natuurlik. Ek kan altyd met jou praat. En jy weet, een van die wonderlikste aspekte van sy werk, sy stem is nie altyd hoorbaar, soos 'n mens se stem, maar hy praat dikwels diep binne in jou. 'n Sagte indruk, 'n skrifvers wat jy skielik onthou, of selfs 'n herinnering aan iets wat jy weer moet gee.
In Johannes 14 vers 26 sê Jesus dat die Heilige Gees jou aan alles sal herinner wat ek vir julle gesê het. Jy sien, die Heilige Gees herinner ons dat wat het Jesus vir ons gedoen en hy verseker ons ook dat Jesus weer terugkom. Hou goeie moed, sê hy ook ons vir ons. En dit is nie 'n vaar herinnering nie. Dit is 'n aktiewe, lewende herinnering wat hoop bring wanneer jy dit nodigste het. Jy sien, hy praat ook deur ander gelowiges. Kom ek altyd sê, dit is so belangrik om 'n gemeenskap van gelowiges te weet. Want so leer julle van mekaar. So dra die een die ander se pyn ook. En as iemand vir jou 'n woord van bemoediging gee, wat reg in jou situasie pas, is dit dikwels die Gees wat deur hulle praat. Jy moet net leer om stil te word. Onthou net, hy skree nie, maar hy is getrou om te praat. En hy sal altyd lynreg met God se woord met jou spreek. En as jy enigstens twyfel het, as daar 'n gedagte of iets in jou hart opkom, en jy het 'n bietjie twyfel, gaan ondersoek dit of dit in die woord staan. As jy dit nie in die woord kry nie, is dit nie hy wat gepraat het nie. Maar as dit in lyn is met die woord, kan jy maar verseker daarop staan, jy kan dit jou eie maak, want dan is dit hy wat met jou praat. Okay, Chris, maar ek hoor jou, maar hoe weet ek dit is hy wat troos en dis nie net my eie gedagtes nie? Presies soos wat ek nou net vir jou gesê het. As dit daai gedagte by jou opkom, dan soek dit in God se woord. Kyk of dit in lyn reg is in God se woord. As dit nie is nie, vergeet daarvan, want dan is dit iemand anders wat daai gedagte in jou kop gesit het. Onthou een ding. Die vyand kan vir jou gedagtes in jou kop sit, maar hy kan nie jou gedagtes lees. Die vyand, wie is die vyand nou weer? Jou vyand? Wie is dit? Nee, wie is jou vyand? Ek weet nie, wie is my vyand? Haai, regtig? Die een wat kom roof, moord, steel, vernietig, lieg, bedrieg. O, die duiwel. Daar sy. Ag, sorry, my gedagtes is op ander plekke. Jy sien. Jy sien Aldien Filippense 4 vers 7 noem dit. Die vrede wat God wat alle verstand te bowe gaan. Jy sien, dis vrede wat jy nie kan verklaar nie. Maar dit is 'n anker. Jy self van daai vrede anker. Al kom daai warrelwind, al kom soos hierdie slegte nuus wat jy nou gekry het, nie. Tog diep binne in jou sal jy vrede kry. Maar weer eens, jy moet die Heilige Gees toelaat om daardie vrede vir jou te gee. Hy gaan dit nie op jou afforceer nie, hy gaan nie 'n inbraak maak nie, niks. Jy moet hom toegang gee. En weet jy, as jy ooit iets hoor of voel wat jou nader trek aan God se liefde, wat skuld in hoop verander, wat vrees vervang met vertroue, dan kan jy weet, dis die Gees. As dit lewe spreek en nie dood nie. Jy sien, hy sal jou nooit verwar nie, veroordeel of wegdryf nie. Soos ek nou gesê het, sy stem is sag, maar duidelik. En hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe makliker herken jy sy stem. Maar wat as ek nie die Heilige Gees voel nie, of sy stem herken nie? Beteken dit hy het my verlaat? Glad nie. Nee. Glad nie. En die afwesigheid van 'n gevoel beteken nie die afwesigheid van sy teenwoordigheid nie. Dit is miskien net jou emosies wat met jou nou game speel. Of natuurlik weer eens jou vyand wat vir jou sê daar is niemand wat na jou luister nie. En dan begin jy mos 'n negatiewe gedagtes kry en jy dink net alles wat lelik is en alles wat onmoontlik is en jy is sommer net weer bedroef van voor af. Jy wil net in 'n hoek of in 'n kas klim en sit en huil, jy wil net daar uitkom nie. Dit is mos wat die vyand wil hê. Is dit wat die Satan aan jou doen? Korrek. Maar hoe? Dis presies wat ek nou vir jou gesê het. Hy maak jou mismoedig. Hy maak jou hartseer. Ja, nie regtig hartseer nie. Mens word mos maar so 'n emosie. Maar hy sal vir jou leuns vertel. Hy sal vir jou vertel dit gaan nie beter gaan nie. Hy gaan vir jou vertel jy is skuldig. Niemand luister vir jou nie. Hy gaan net vir jou 'n klomp leuns vertel. Alles wat God sê wat waarheid is, alles wat die Heilige Gees sê is waarheid.
kom hy en hy verdraai dit. Onthou, die Satan het niks uitgedink nie. Niks. Hy is die grootste manipuleerder wat jy kan kry. Want hy probeer in 'n naaper, hy probeer alles wat God geskep het, naaap, maar in 'n lelike manier. Hy wil dit alles draai na 'n sondige wêreld en 'n sondige manier. Dis wie jy weet dat dit is nie die Heilige Gees wat met jou praat nie. En jy sien, as jy party daar voel, dat hy ver af van jou af is. Hy is nie hoor. Hy's nader aan jou as die kleur aan jou lyf. Ons voel soms daar wat God ver is, ander daar wat hy baie naby is. Maar hoe jy deur jou emosies werk, hoor. Maar jy moet altyd besef, God se teenwoordigheid hang nie van ons gevoel af nie. Dit hang van sy belofte af. En weer eens, jou geloof. In Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit verlaat of in die steek laat. Dis 'n pragtige belofte, né? En het jy nou al agtergekom soos wat jy jou Bybel lees, jou liefdesbrief? Jy sê dit is vir my so amazing hoe God met 'n mens praat. Weet jy, hy sê altyd ek sal by jou wees. Ek sal jou help. Dis nie ek sal miskien dit doen as jy dit of daai doen. Nee, hy sal jou wees. Hy sal vir die water gee wat lewe gee. Hy is die water wat lewe gee. Kom drink by my. Ek sal jou nie teleurstel nie. Ek sal jou nooit alleen los nie. Dit is wat God sê. En ek meen hierso ook in Hebreërs wat hy net vir jou gelees het. Hy sal jou nooit verlaat of in steek laat. En ons almal weet mos, God kan nie jok nie. Dan anders sou dit mos nie sy woord gestaan het nie. Hoekom sal hy wil hê ons moet dit lees en dit betwyfel? En dis nou wanneer die vyand kom, dan gaan hy vir jou sê, o nee. Maar hoekom is jy nou so hartseer? Het God jou nie nou in die steek gelaat met jou niggie wat dit en daai gebeur het nie? Is dit nou nie, so waar is God nou? Hoekom laat hy jou nou nie steek? Regtig, onthou mense het jou eie keuse. Sy het hy keuse gemaak, hoekom weet nie net sy? So, dit is mos nie God se skuld, nie? Maar God is nog steeds by jou. Kyk hoe nuuskierig is jy, kom praat nou met my. Soos ek sê, hy sal ons nooit steek laat nie. En dis 'n ewige waarheid. Sien, al voel jy soms, jy is droog, of verward, of afsydig, is die Heilige Gees steeds daar. Dink aan dit soos die son agter 'n wolk bedekking. Net omdat jy dit nie kan sien nie, beteken nie dit skyn nie. Dit is mos lig. So jy weet mos die son is uit. En dit is net presies so. Presies hoe die Heilige Gees is. As jy hom nie altyd sien nie, kan jy verseker wees hy is daar. Vader sê mos, jy jou nooit alleen laat nie. Ek dink ek moet daai vers in my Bybel onderstreep. Hebreërs 13 vers 5, né? Dis hy daai. Ag Chris, verduidelik nou net weer vir my. Ek het nou nie lekker verstaan nie, of ek het seker nie lekker geluister nie, maar hoe weet ek die verskil tussen die Heilige Gees en my eie gewete? Aldien dit is belangrik om dit te kan onderskei. Jou gewete is iets natuurliks wat God in elke mens plaas. 'n innerlike sin van reg en verkeerd. Jy sien, die Heilige Gees gee vir jou veel dieper. Terwyl jy jou gewete jou herinner aan morele reëls, vorm die Heilige Gees jou karakter volgens Christus. Jy sien, dit is hoekom Jesus ook gesê het, hy is 'n leermeester. Die Heilige Gees leer jou om, jy kan hom actually vra vir daai onderskeidingsvermoë. In Johannes 16 vers 13 sê Jesus, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, weer eens woord sê hy, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal. Nie hy gaan miskien nie of dit nie. Hy sal. Jy sien, sy leiding bring dikwels insig. Nie net oor jou reg of verkeerd nie, maar ook oor wysheid, jou motiewe en selfs die pad vorentoe. Jou besluite wat jy moet maak. Jy kan besluit, gaan jy nou krepeer in 'n hoekie sit en huil? Of gaan jy net sê, Vader, okay, dit is nou hard, dit is slegte nuus gewees, maar die Here, ek los dit in u hande. Kan u trooster, asseblief, harder in my werk, dat ek u meer kan voel. U teenwoordigheid. Jy kan dit reg bid. En weet jy, Vader sal jou nie vir die hand wys nie. Hy is dan 'n Vader. Ek meen,
As jou kinders seer kry of iets in hulle eie land, jy gaan hulle mos nie wegstuur en sê gaan hulle heel op die alle hoek goed klaar nie. Jy gaan hulle mos troos. Ja, Jy's 'n mens. ja. God is baie meer as 'n mens. So, hy sal dit mos nie doen nie. Sjoe, dis amazing om te dink hy's altyd daar, né? En hy wil by ons wees. Jy sien, die Gees werk ook altyd in lyn met God se woord, soos ek nou vir jou gesê het. Toets dit in sy skrif. As dit nie daar staan nie, dan is dit nie van hom af nie. As jy nie 'n lyn kan kry met dit nie, dan los dit. En as dit jou plan, jy kry nie iets nie. Weereens sê ek, gaan na jou gemeenskap van gelowiges toe. Gaan deel daai antwoord of daai wat ook al met hulle. En die Heilige Gees sal met julle praat en julle wys en julle lei. Jy sien, die Heilige Gees se stem is altyd vol liefde, genade en waarheid. Nooit skuldgevoelens of verwarring nie. Hy sal nie vir jou sê of die of daai nie. Hy sal vir jou sê, daar's die pad, volg dit, of daai. Hy sal doelgerig vir jou iets sê. Hy gaan jou nie verwar nie. Hy gaan jou nie deurmekaar probeer maak. Maar Chris, hoekom voel ek soms so alleen, as al weet ek het die Heilige Gees? Aldien, dit is een van die pynlikste tye in 'n mens se geestelike lewe. Sien, wanneer jy weet met jou verstand dat God daar is, maar jou hart voel jy leeg. Nou, jy is nie alleen in daardie ervaring nie. Selfs Dawid het in Psalm 13 uitgeroep, hoe lank nog, Here, sal U my heeltemal vergeet? Het hy gedink God het hom vergeet? Ja, hy het verlate gevoel. Jy moet sy psalms gaan lees, jy sal jouself baie herken nogals in sy situasies, hoor. Okay. Jy sien, ons leef in 'n wêreld wat gebreek is. En ons emosies word beïnvloed deur spanning, moegheid, teleurstelling. Die Satan weet mos waar om jou aan te val. Hy weet waar jou swakpunte is en dan gaan hy mos nou daar kom klop en grou. En ja, dit is maar hoe dit is, né? Maar weet jy, deur die leiding van die Heilige Gees kan jy hom vra, wys vir my, waar is daar nog 'n oop deur wat jy vir hom gelos het? En die Heilige Gees sal jou wys en saam die deur toemaak. En die Heilige Gees is getrou, selfs al voel jy hom nie. Dis juis in daardie tyd wat hy jou uitnooi om hom te vertrou op grond van wie hy is. Nie van wat jy voel nie, van wie hy is, wat hy is, sy beloftes, Jesus se beloftes, die beloftes in sy woord in die Bybel, staan daarop. Hy het ons nou net vir jou gesê dat Psalm, daai vers wat ek vergeet in Hebreërs, ons nooit alleen was nie. Nooit. So soms gebruik hy daardie stilte om jou dieper te leer bid, hoor, of om jou vas te maak in jou geloof. Hy laat jou nooit werklik alleen. Hy hou jou vas, selfs al voel dit nie so nie. Dit is soms ons as mens wat daardie keuse maak om te let go. En dan wil ons omdraai en vir Vader sê, maar waar was U? Die Heilige Gees, waar was U? Net daar waar jy hom gelos het. Draai terug, kyk waar is jy, draai terug, kyk wat se pad het jy gestap. Miskien het jy 'n pad gestap waar die Heilige Gees glad nie wil stap nie. Nou, hy sal ook stop en sê, okay, gaan maar, ek wag vir jou hierso. As jy by 'n plek kan stap waar jy wil ingaan nie. Hy sal nie saam met jou ingaan, hy sal vir jou buite wag. Ja. So soms is dit waar jy die Heilige Gees los, wat jy voel, hy is nie daar. Jy weet jy hoe kragtig werk die Heilige Gees dan nie. As jy daai afdraaipad wil vat, jy sal stap, jy sal gaan, maar iets sal vir jou soos terugpluk. Iets, dit voel of iemand jou aan jou kraag ruk en sê, nie hierin nie. En jy sal nie daar ingaan nie. Jy sal net nie weet, maar hoorie, wat? Iets sal jou weerhou om daar in te gaan. Daai is die Heilige Gees. Maar kan die Heilige Gees my troos as ek self my eie foute gemaak het? Absoluut. Jy sien, dis een van sy kosbaarste werke. Wanneer ons 'n fout maak en met skuldgevoelens worstel, is die Heilige Gees die een wat jou nie neerslaan nie, hoor. Dis hy wat jou na vergifnis toe trek. In 2 Korintiërs 7 vers 10 sê die Heilige Gees, ons lei tot goddelike berou, wat lei tot redding, sonder spyt. Jy sien, sy troos bring nie net verligting nie, dit bring herstel. Hy fluister nie,
hoe kon jy? En hy klop op die skouer, hoe kon jy dit nie? Nee, soos ek nou vir jou gesê het mos, hy sal daar by die deur staan en wag, tot jy weer uitkom, of hy sal jouself in jou kraag vas, sodat jy nie verder instap nie. En hy sal met liefde sê, kom terug, ek help jou op, ek hou jou vas, ek beskerm jou. En dan wys hy weer vir jou, vir Jesus aan die kruis, hoekom het Jesus aan die kruis gesterf? Jou skuld is vergewe, betaal, jy's duur gekoop, jy's regtig duur gekoop. Jy sien, hy herinner jou daaraan, dat jy nie gedefinieer word deur jou foute nie, maar deur God se genade. Onthou, ons is net mens, almal maak foute, ons almal is sondigs, ons is nog in ons sondige natuur. Maar die Heilige Gees help ons om afstand te doen van sondes. Jy sien, selfs jou diepste wonde, die grootste foute, kan hy in lewenslesse en getuienis ons gee. Sy troos gaan hand aan hand met God se genade. Mooi. Maar Chris, kom ek iets vra van psalms. Het Dawid al die psalms geskryf? Nee, nie almal nie, maar hy het die meeste van hulle geskryf. Okay, want ek lees altyd Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Ja nee, hy het die begin van gelees geskryf, maar daar's heelwat ander wat hy nie geskryf het. Of wat deur ander mense geskryf is. Ja, deur ander mense, nee, hy was nie. Sorry. Hoe kan ek leer om sensitiewer te wees vir die Heilige Gees se teenwoordigheid? Ek weet regtig nie hoe om dit te doen nie. Aldien soos ek jou laas gesê, dis 'n goeie proses, hoor. Dit gebeur nie oornag nie. Hoe meer jy hom vertrou, hoe meer jy in hom glo, dit is hoe meer jy in hom groei. En dan jouself sensitief maak vir sy stem. Sien, dit kom deur tyd saam om te spandeer, soos ek laas vir jou ook gesê het. Dis toe jy en jou man ontmoet het. Ek meen, julle het gesels. Ja. Obviously gesels. Hoe sou dit nou gewees het as julle net vir mekaar gesit en kyk het? Julle het nooit met mekaar gepraat. Julle sou mekaar nooit geleer ken het nie. Ek dink ek sou met hom getrou het dan nie. Presies hoe die Heilige Gees is. Praat met hom. Hy wil van jou hoor. En aldien jy vra hom, jy praat met hom, jy sê, hoor, ek kan jou nie hoor, ek kan jy asseblief harder praat. Hom ook jy sê jy is doof, dat hy bietjie harder met jou praat. My man sê altyd ek skree. Ja, dan weet jy, ek het gehoor, mense wat skree as hulle praat, nee, is eintlik self doof. So miskien moet jy die Heilige Gees vra om net 'n bietjie harder met jou te praat. Okay. Dis nie aldien jy moet tyd maak om met stilte met hom te spandeer. Al is dit net 10 minute op 'n slag, sonder enige afleiding, sonder enige geraas, sonder enigiets om jou. En lees jou woord stadig. Voor jy daai Bybel lees, maak hom oop. Voor jy hom lees, vra jy vir die Heilige Gees, lei my asseblief hierdeur. Hoor wat ek vir jou sê, lei my. So, die Heilige Gees is ook, hy lei jou ook. Ja. Verstaan jy? Ja. Vertroos jou, hy is jou skuld, hy is jou leidsman, hy lei jou in die waarheid. Hy's baie goed. En dan vra jy hom, help my hierdeur. Wys vir my wat U wil hê ek moet sien. Graveer dit op my hart. Soos in Psalm 46 vers 10 sê, wees stil en weet ek is God. Nee, wees stil en weet. Soms moet jy daai 10 minute net vat net 10 minute met geen geraas nie. Niks wat kla nie. Maak jou oë toe, moet aan niks probeer dink nie. Moenie eers probeer bid nie, niks nie. Word net stil. En dan probeer jy luister wat jy kan hoor. En ek kan jou garandeer, die Heilige Gees gaan met jou kom praat. As jy hom regtig waar in jou hart aangenooi het. Jy sien, Eldien, sensitiwiteit vir die Gees groei deur gebed, gehoorsaamheid en nederigheid. En wanneer jy iets in jou hart ervaar, 'n drang om te bid, 'n herinnering aan 'n vers, of vrede wat onverwags kom, gee aandag daaraan. Want dan is dit gewoonlik die Heilige Gees wat met jou praat. Skryf dit neer. En soos ek gesê het, toets dit in die woord. En oefen jou gehoorsaamheid. Hoe meer jy hom leer ken, hoe duideliker word sy teenwoordigheid vir jou. So kom ek sê, spandeer tyd met hom.
Hy wil geken word. Jy is nie soos die Satan wat gaan staan en wegkruip en dan nie om elke hoek en draai vir jou wil boes sien. Dit is mos wat hy doen. Dit is nogal goed gesê. Ja, dit is nie. Hy lei jou om elke hoek en draai. Hy wag nie vir jou om elke hoek en draai. Dis die Heilige Gees. Dis ons magtige God. Weet jy hoe hy vir ons gedink, vir ons kom voorsien, vir ons kom help, vir ons kom lei, vir ons. Ons wat net mense is. Maar wat as ek nie weet om te bid wanneer ek seer het? Soos vandag, ek weet ek moet bid en ek weet ek moet vir die Here vra vir leiding, maar ek weet nie, dit is moeilik vir my. Ek weet nie hoe om te bid nie. Aldien, jy sien, dit is presies nou wanneer die Heilige Gees inspring. Jy weet mos daar's Heilige Gees. Weet jy het nie nodig om baie ver woorde te gaan bid en al daai dinge nie. Jy kan net sê Here help my. Dis al wat Vader wil hoor. Hy wil hoor jy het hulp nodig. Alhoewel Vader weet, hoor, moenie 'n fout maak nie. Hy weet alles. Hy weet alles, maar soos hy gesê het, hy's 'n gentleman. Vra hom en hy sal jou help. Hy sal. Jy sien Romeine 8:26 sê, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. Jy sien, die Heilige Gees vat ons woordjies. Dan sal ons eers weet wat om te bid nie. En hy vat dit na Vader toe. Dis how mighty ons drie-enige God is. Kan jy dit nie verstaan nie? Kan jy nie die liefde van God voel nie? Net om weer hieroor te kan praat en dit met iemand te kan deel weer, nê? Voel ek weer so baie liefde. Ek voel so moet klop my hart, want weet jy, ons as God se kinders behoort aan 'n koning vir wie ons pa kan sê. Ek sê vir jou, dis amazing. Rarig. Jy sien, Aldien, jy moet dit net glo. Jy moet dit rarig glo. En wanneer jy net in stilte sit, en die trane loop, of 'n sug wat jy gee, weet nie, die Gees is daar. Die Gees vertaal dit vir die Vader. Jy hoef nie altyd die regte woorde te hê. Soos ek nou gesê het, jy moet net sê, Here help my. Dit is genoeg. Die Gees sal die res invul. Hy is ons voorspraak. Jy sien, dis nie gebed wat mooi klink wat krag het. Dis jou eerlikheid. Rou gebed wat jou hart oopmaak vir die trooster teenwoordigheid. En die woord sê, hy sal jou troos. Nie hy gaan miskien, hy sal. Dit is 'n baie mooi belofte. Maar weet jy, dit is nie net een van sy beloftes nie. Ja. Daar is baie. Gaan lees dit, maak dit jou eie. Amper die hele Bybel vol, né? Wat bedoel jy amper die hele Bybel? Vir amper die hele Bybel gee beloftes. Die hele Bybel is vol beloftes. Ja, ek weet die hele Bybel is vol beloftes, maar ek sê, obviously is alles nie beloftes wat in die Bybel is nie. Ja, waarskuwings ook. En geskiedenis, en Obvious. briewe. Obvious. Maar Chris, dink jy dis moontlik dat ek troos by die Gees kan ontvang as ek deur 'n rouproses gaan? Albei natuurlik. Natuurlik. Ek sê dan vir jou, hy's altyd by jou. Hy gaan jou mos nie onder jou as skop wanneer jy hartseer of iets is. Dan is hy mos eers by jou. Jy sien, rou soos golwe. Dit spoel oor jou. Onverwags en ewig. Maar, Alwin, die Heilige Gees is soos 'n anker in die storm. Matteus 5:4 sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal getroos word. Nog 'n belofte. Sien, weer eens die sal. Jy sien, God beloof, nie dat jy nie sal treur nie, maar dat hy jou in daardie treur sal. Mooi. En die Gees herinner jou aan die ewige perspektief, want daar lewe na die dood is, hoop na die pyn. Jy sien, hy herinner jou ook aan die karakter van God, dat hy goed en regverdig en selfs
in verlies by jou is. Jy sien, Eldien, hy sal vir jou herinneringe gee wat jou siel laat lig, wat optel. Dat ek beter kan voel. Ja, die mense op jou pad om jou te ondersteun. Hy bring innerlike vrede, wat jy nie self kan produseer nie. Jy sien, en sy vrede wat hy gee, is 'n vrede van ewigheid. Jy mag nooit volkome verstaan nie, maar jy kan volkome getroos word. En weer eens, kom ek terug na 'n belangrike punt. Glo. Glo. Ek kan sien hoekom die woord glo of wat ook al, hoekom dit so belangrik is. Maar dink jy, Chris, die Heilige Gees kan my voorberei vir pyn voordat dit gebeur? Eldien, ja, hy doen dit ons. Ons lees in Johannes 16 vers 1 sê Jesus: Ek het hierdie dinge vir julle gesê sodat julle nie tot struikeling kom nie. Jy sien, Jesus het die Gees gestuur om sy disippels voor te berei op swaar kry. Hy het al gesien hoe mense vooraf 'n onverklaarbare drang ervaar om te bid, of hoe hulle 'n teksvers kry wat presies reg was vir 'n moeilike dag wat kom. Jy sien, dis die Gees wat wysheid en voorbereiding bring. Hy waarskynlik nie altyd met die korrekte besonderhede nie, maar hy versterk jou innerlik. En soos ek jou al keer gesê het, mos partykeer weerhou hy jou van om een afdraai te vat, want daar is miskien kwaad op daai afdraai wat wag. Jy sien, en wanneer jy getrou is, in gebed en tyd in sy teenwoordigheid spandeer, sal jy vind dat hy jou geestelik versterk, sodat jy staande bly, selfs wanneer die stormwinde onverwags opkom. En onthou, dit is hoekom ek ook so gesê het, dit is so belangrik om sy stem te ken, om te hoor wanneer hy praat, dat jy nie onverwags daai afdraaipaadjie vat, wat jy nie moes gevat het. Soos kom ek mos vir jou gesê het, hy lei jou op die pad om elke draai, Ja. en die vyand wag om elke draai. Ja, om my weer te potjie. Hy wag, wat weet jy, die vyand is so, hy slim hoor, moenie 'n fout maak nie. Hy weet presies wanneer jy die Heilige Gees gelos het, en dan wag hy vir jou, om jou nou verder te lei, ja, in die verderf te lei. Sê my Chris, kan die Gees my help om ander mense te vertroos? Soos byvoorbeeld wanneer ek nou vir my niggie gaan kuier in die hospitaal. Dink jy die Gees gaan my help om haar te laat beter voel? Weet jy, Aldien, dit is seker een van die mooiste aspekte van sy werk. 2 Korintiërs 1 vers 3 sê: God troos ons in al ons verdrukkings, sodat ons ook ander kan troos. Jy sien, die Heilige Gees gebruik jou eie pyn as 'n instrument vir medelee. Wanneer jy iemand anders troos, dan herinner hy jou aan hoe hy jou bygestaan het, en hy laat jou dieselfde deernis oor ander uitstort. Dis hoekom ek vir jou gesê het, as jy in daai vriendegroep en die regte vriendegroep is, julle straaltjies, almal is amper dieselfde lyn en dieselfde manier. En dit is hoe die Heilige Gees 'n mens help. Saam by mekaar. Jy sien, jy word dan 'n draer van sy teenwoordigheid, 'n kanaal van sy liefde. Jy sien, jou ervaring word 'n brug na iemand anders herstel. Dis nie jou woorde wat help nie. Dis sy teenwoordigheid in jou woorde. En soms is dit jou stilte, jou traan, of net jou teenwoordigheid, wat iemand anders sy troos laat beleef. Onthou, die Heilige Gees is aansteeklik. Dit is soos jou lig wat in jou brand. En daardie lig kan ons aan iemand anders lig gee. Maar hulle moet eers hoor van daardie lig. Jy is mos 'n ligdraer. Nou ja, dat jou lig skyn. En hulle gaan mos by jou vra, maar sjoe, hoekom skyn jy so? En daar kan jy mos nou die lig met hulle deel. Dis pragtige woorde, Chris. Sê my, hoe beïnvloed die Gees my denke wanneer ek hartseer is? Soos vandag. Ek kan skors dink, actually. Aldien, kan jy net nou skors dink. Maar ja, dit is ook 'n gesprek vir 'n ander tyd. Jy sien, wanneer jy hartseer is, word jou denke dikwels verdraai. Want dan is dit vir die vyand die perfekte
aanvalstyd en geleentheid. Want dan weet hy, jy dink nie nigter nie. Jy sien net verlies, skuld of hopeloosheid. Maar die Gees bring waarheid. Romeine 12 vers 2 sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. As God jou denke vernuwe, dan hou jy jou besig met gedagtes wat daarbo is, wat koninkryk is, wat sy koninkryk. Dit is waar jou gedagtes is. Die Gees herinner jou aan wie God is. Getrou, teenwoordig en vol liefde. Hy help jou om anders te kyk deur geloof. Weereens, jou geloof. Jy moet net glo. Hy is by jou, hy sal by jou wees, hy sal jou nooit alleen laat nie. Moenie jou ore uitleen vir die vyand nie. Want ek het mos vir jou gesê, dit is gewoonlik wanneer jy nie kan reguit dink nie, waar die vyand wil inbraak maak en jou daar die pad kom byster maak. Ja, nie al die. Jy begin dan sien dat jou pyn nie die einde is nie. Jy begin glo dat God kan herstel wat gebreek is. En hy bring vrede, vreugde, liefde, harmonie, selfbeheersing. En dit alles, help jou om 'n ander narratief oor jou situasie te vorm. Een van hoop, nie van wanhoop. Chris, jy weet soms voel dit asof die Gees stil is, juis wanneer ek hom nodig het, en ek dink juis aan daai woorde wat Jesus in die kruis gepraat het, of gespreek het. Dit was in Matteus 27 vers 46, waar hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Jy sien, dit is iets waarmee baie gelowiges worstel. Maar ja, jy is reg, selfs Jesus het dit uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Jy sien, ek het ook 'n ander siening van daai woorde wat ons Jesus daar uitgespreek het, daar gebeur het. Onthou ek het jou, God is 'n God, hy is 'n Vader van liefde. Ek meen, Vader, ek glo nie hy het hom regtig verlaat nie. Ek dink Vader het net sy aangesig weggevat, want ek meen sy seun was so geslaan, so gespoeg. Hy het so gebloei, hy het sleg gelyk. En ek dink God, wat 'n God van liefde is, kon dit net nie meer verdra om sy seun so te sien, suffer nie. Ek kan imagine. En toe het hy net weggekyk. Jy sien, maar hy was nie weg, hy het God verlaat, God het hom nie verlaat nie. Nee, die Vader het hom nie verlaat nie. Maar Jesus het net op daardie oomblik die stilte gevoel. Jy sien, die stilte van die Gees is nie afwesigheid nie. Dit is dit 'n toets van ons vertroue. Jy sien, soos met Job. Job, wie is Job? Job is in die Bybel, jy moet op Bybel lees. Job is by soveel toetse, en dan kom ons sê, het jy nie die spreekwoord al gehoor dat hulle sê jy moet geduld het soos Job nie? Ja, maar dis 'n spreekwoord. Ja, soos Job, gaan lees jou Bybel, gaan lees jy Job. Is Job in die Nuwe Testament? Ou Testament. Ou Testament. Jy sien, daar bly, hoekom sal hulle dan daai gaan lees Job, en dan kom jy na vrye vraag, gaan lees hom eers. Okay. Jy sien, daar bly God stil, om sy geloof te toets. En weet jy, soms bly God stil om jou geloof te toets en te versterk. Maar wat het met Job gebeur? Ek weet dit as ek moet dit gaan lees, maar wat het met hom gebeur? Hy is mos byna skieurig. Ja. Gaan lees. Okay, ek sal dit gaan lees. Maar ek gaan terugkom met baie vrae, hoor. Natuurlik, jy moet kom met dit. Ek gaan. Jy sien, Eldien, en daardie stilte leer ons om te vertrou op wat jy weet, nie wat jy voel. Dis hoekom in daardie stilte, vat jou Bybel, maak hom oop, as jy voel niemand of niks praat met jou, daar is iets, jy voel 'n leemte. Gaan lees jou Bybel, sit alles af, moet nie geraas om jou heen nie. Maak jou psalms oop, lees 'n psalm. En as dit nie regtig vir jou sin maak nie, dan vra jy, Here help. En dan gaan jy weer deur hom. En ek kan jou garantie, die Heilige Gees sal dan met jou begin praat in daardie woord. Jy sien, jy sal agterkom. As jy stil bly, dan sal jy agterkom hoe die Gees in jou werk. Jy sal sy stem naderhand so herken,
en jy sal weet dis hy wat met jou praat. Chris, dink jy dis vir my maklik om te leer om die troos van die Gees te aanvaar, selfs al wil ek nie? Jy sien, Eldien, baie mense hou emosioneel terug. Dalk uit skuld of omdat hulle voel hulle verdien dit nie, of hulle voel nee, hulle is nie waardig nie. Maar jy sien, dit is juis waar jy sy genade moet toelaat. Ons lees in Jesaja 30 vers 15. In stilheid en vertroue lê julle krag. Jy hoef hom nie te verdien nie. Jy moet dit net oopmaak. Soms beteken dit jy sê hardop, Heilige Gees, ek weet ek stoot U weg, maar help my om U toe te laat. Jy sien, ek sê mos altyd, die Heilige Gees is 'n gentleman. Hy gaan nie op jou skree nie, hy gaan nie jou deur kom afbreek nie. Hy gaan in liefde en nederigheid na jou toe kom. Sy liefde dwing nie, hy nooi. En soos jy stadig leer om jou hart oop te maak, dan begin sy sagte teenwoordigheid sal jy dit beleef. Dis so sondig wat op 'n koue vloer val, stadig, warm en lewend. Maar Chris, hoe weet ek dat ek die trooster in my het? Ek weet regtig nie. Eldien, as jy Jesus as Here aanvaar het, jou sondes bely het, dan het jy die Heilige Gees. Ons lees in Romeine 8 vers 9. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as jy wel aan hom behoort, is die Gees in jou. Jy hoef nie elke dag spesiaal tekens te sien. Sy teenwoordigheid wys in hoe jy dink, hoe jy reageer, hoe jy opstaan, hoe jy praat, hoe jy ander mense behandel, jy sien, en hoe jy is. Ek meen, as jy happy-go-lucky, of jy altyd mismoedig, nors, jy begin geestelike dinge waardeer. Jy ervaar oortuigings oor sonde, en dan jy verlang na God se teenwoordigheid. Dis die werk van die Gees. Jy gaan so nader so skuldig voel as jy nou, byvoorbeeld ek sal myself vat, as ek nou in die oggend moet wakker word en ek spring net in en trek aan en hier gaan ek werk toe, en ek het nie gebid nie. Ek sal so skuldig voel, want ek het dan nie my afspraak met God nagekom nie. Jy sien, dit is hoe dit naderhand vir jou gaan wees. Jy gaan nie dit wil mis nie. In sy teenwoordigheid wil wees nie. Hom saam met jou oral heen nooi. Jy sien, Aldien, wanneer jy twyfel, sê net Heilige Gees, wys my dat U hier is. En weet jy, hy sal miskien nie dadelik op 'n manier wat jy verwag nie. Ek gaan jou nie die pad uit klap of stamp of ruk nie. Maar daar sal altyd 'n wyse wees wat as jou sal verseker hy is hier. Dalk 'n blommetjie wat ewe skielik net pragtig blom vir jou. 'n Gedagte wat by jou opkom, 'n versie wat jy lees, 'n liedjie wat jy hoor. 'n Voeltjie wat jy hoor. Iets sal jy wel weet en dan sal jy sien of hoor of voel. Ag Chris, ek nog net soos 2 vrae. Kan die trooster my help om weer vreugde te ervaar na trauma? Jy sien, Eldien, is een van sy grootste wonderwerke. Die trauma stel jou vreugde. Laat jou glo dat jy nooit weer reg sal wees nie. Ek gaan nou so sukkel. Ek kry myself nou so jammer. Ek kort tog hierdie pil. Ek kort tog daardie pil. Ek moet weer die dokter gaan sien. So, dit klink omtrent partykeer soos ek. Ja, sien, dit is die vyand wat daar praat. Maar die Gees bring ons herstelbare vreugde. In Psalm 30 vers 5 sê, trane duur 'n nag, maar vreugde kom in die oggend. Jy sien, die Heilige Gees lei jou deur die nag en bring jou weer by 'n oggend van vreugde uit. Nie 'n oppervlakkige blydskap nie, maar 'n diep, stille vreugde wat sê, ek is okay, want God is met my. Jy begin lag sonder skok, droom sonder vrees, leef sonder dat daar las van trauma. Jy sien, dis die Gees wat dit doen. Saggens, maar seker. Jy gaan net sit en dink jy so by jouself, wow, life is really not that bad. Even though I am sad.
Life is still not so bad. Dis pragtig. Sorry Chris, my laaste vraag wat ek jou wil vra nê. Is daar iets wat ek daagliks kan doen om saam met die Heilige Gees te stap, dat hy my trooster kan bly? Ja, kry die beld uit jou kas uit, gee jouself pak sla en sê, die Heilige Gees is met my. Maar maak seker dat hy hou brand so, dat dit die liefde is wat brand. By dit. Ek speel. Eldien, dis nie ingewikkeld nie, hoor. Maar dit vra getrouheid. Soos ek vir jou gesê het, begin jou dag met 'n gebed. Heilige Gees, lei my vandag. Jy sien, lees selfs net 'n kort skrifgedeelte en vra hom om dit in jou hart lewend te maak. Wat vra hom om dit in jou hart te graveer? En wees bewus van sy stem deur die dag. In jou reaksies, jou gedagtes, jou emosies, jou drome, jou wense, jou werk, alles. Vra net vir hom, lei my asseblief hier, of weet jy wat nie, ewe skielik sê het, Heilige Gees, U is great, dankie. Net so, maak regtig dit deel van jou daaglikse probleme, se dinge. Sit vir jou pop-up op jou komputerskerm om te sê, die Heilige Gees is met jou. Jy is wonderlik geskape. Laat dit elke halfuur of iets oppop. Herinner jy jouself mos nou daaraan. En so maak jy dit deel van en weet jy gaan later as jy so glimlag kry. Ai Here, dankie. Veral as sê maar jy's nou besig met iets moeiliks op die rekenaar, né? En jy suffer, jy sukkel regtig. Ek meen, en dan kom ewe skielik 'n pop-up wat vir jou sê, Jesus loves you. Wow. Okay, ja, yes. Okay, en dan gat jy weer, dan slap jy weer die duiwel vir 'n 6. Jy sien, dit beteken om sensitief te wees. Wanneer jy kwaad word, vra Heilige Gees, help my om vrede te kies. Wanneer jy moeg is, trooster, help my asseblief om 'n bed te kry. Om my veilig by die huis te bring, want jy is mos nou moeg. Ja, okay. Jy sien, dit gaan nie oor perfeksie. Dit gaan oor 'n verhouding en oor jou hart. Jou hart oop vir hom, of vra jy net omdat jy iets wil hê. Hoe kan ek hy kar kry? Hoe kan ek hy rok kry? Nee? Ja. Nou ja, dit dink jy dis nou regtig legit? Nee. As jy niks rokke gehad het, dan was dit 'n ander saak. Jy sien, dit gaan oor jou hart en dit gaan regtig oor jou lewe saam met hom. Ken jy hom in alles wat jy doen, of net sommige dinge? Het jy tyd vir hom, of net sekere tyd? Ja. Is hy deel van jou lewe, of is jou lewe deel van hom? Dis 'n goeie vraag. Jy sien, net jy kan daardie vraag antwoord. En weet jy nie, die vreugde en die vrede wat deur hom kom in jou hart, kan jy nie vir iemand beskryf, nie as hulle dit nie self ervaar het en self kan leef nie. Ja, Chris, ek voel regtig baie beter. Ek voel nie meer vergete nie. En ek gaan vir die eerste keer in 'n lang tyd vanaand sê, trooster, of ek kan dit seker nou sê, ek weet U is hier, ek vertrou U. En dit alleen gee my hoop. Ek dink, ja, dankie. Ek waardeer dit. En Eldien, dit is waar troos begin. Nie 'n antwoord nie, maar 'n aanvaarding. Jy sal sien, jy sal jou nooit ooit los nie. Nooit. Baie dankie Chris. Ja, ek gaan maar maak soos wat jy gesê het. Ek gaan maar miskien die dag afvat en vir my niggie gaan kuier. Gaan bid vir, vat jou Bybel saam. Dalk ken sy nie die Here nie. Dalk ken sy nie die Here nie. Dis 'n goeie vraag want ek weet nie of sy die Here ken nie. Okay, maar dit is nie jou probleempie daai, hoor. Ja. Okay, Eldien. My lunch is verby. Tee. Tee. Ek het nie besef ons praat so lankie. Okay, ek moet hol. Okay, laat ek gaan. Laat ek wag voor die hartklop, laat ons bid. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe, Here ons God. Vader, baie dankie. Weer eens vir iets uit die woord uit wat ons kon geleer het oor U Heilige Gees, Here, wat U so aan ons elkeen gegee het. Vader, dankie dat ons harte kon oopgemaak het. Dankie vir die aanvaarding. Dankie, Here, dat U die Heilige Gees ons elkeen beskore gemaak het. Vader, dankie dat ons hom kan aanneem en dankie, Here, dat ons kan weet dat ons krag lê in onsself nie, maar net in hom en in U
wat hom vir ons gestuur het. Vader, dankie dat U altyd so goed sorg vir ons. Here, dankie dat U aan alles gedink het, waarvoor U ons gemaak het. Vader, dankie vir die Heilige Gees en alles wat hy saam met hom bring. Dankie dat hy by ons ingetrek het en dankie dat hy so baie geskenke vir ons saamgebring het. Ek loof en ek prys en ek dankie daarvoor in die wonderste naam wat ek ken. Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Christopher, wag, net voor ek gaan, wil ek iets vir jou vra. Wat 'n geskenke? Wat 'n geskenke die Heilige Gees Dis gebring? wat ek nou net vir gesê het, Eldien. Ek Ja. wil jou vertel van jou geskenk, omdat as die Heilige Gees by jou intrek, nee. Ja, Hy kom nie leande nie. Hy kom met pakkies en pakkies, hoor. pakkies, Ja. lekker goeie, is soos mooi klere en Ja. perfume en allerlei goede, nuwe kar. Nee, Eldien. Nee. Hy kom met pakkies wat jou lewe verbeter. O, Hy kom met vrug van die Gees wat in jou hart kom uitstort. En dan kom hy met gawes van die Gees dit wat hy vir jou klink bring. baie Maar dit moet jy asseblief volgende week voorkom inskakel. klink of dit 'n radioprogram is. Ja, okay, Eldien. Lekker dag vir jou verder, hoor. Dankie Chris. Okay, dankie. Ek voel baie beter, hoor, baie dankie. Lekker dag. Daar is hy vriende. Ek hoop en vertrou elkeen van julle kon saam groei. En ja, regtig, as julle enige vrae of enige onderwerp of iets wil hê wat julle wil hê ons moet bespreek, skakel die radiostasie of skakel ons gerus op 083 232 2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.